Ons verwelkom ook dan weer eens vanaand almal wat inskakel by die opname en ons glo en ons hoop en ons bid en vertrou dat dit dan ook vir julle net so 'n kosbare geleentheid sal wees, soos ek glo vir elkeen van ons hier. Kom ons raak stil in die Here se teenwoordigheid. Here, dit is aand deel 5 van ons reeks. Stadig maar seker beweeg ons deur vanjaar se Pinkster en kom bou ons in die teenwoordigheid aan 'n legkaart. 'n Legkaart wat ons help om die identiteit en die werking van die Heilige Gees beter te verstaan. Maar soos die vorige aande, Here, kom ons vanaand in nederigheid. En ons besef, ons kan dit nie op ons eie reg kry nie. Ons eie kennis, ons eie menslike verstand kan nie hierdie legkaart in mekaar sit nie. Ons het U nodig, ons het U teenwoordigheid nodig. Ons het U vervulling nodig. Daarom vra ons, Here, soos met die dele wat reeds behandel is, dat U ook dan vanaand in besonder oor ons sal intree en ons ontvanklik sal maak vir die boodskap en dat ons met iets warms in ons harte dan ook aan huis toe gaan. Iets om oor te gaan dink, iets wat ons dalk moet verander, iets wat ons oor kan gaan getuig. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vanaand se tema handel rondom die vraag: hoe verander die Heilige Gees 'n mens se lewe? Nou inleidend, as ons kyk na 2 Korintiërs 5 vers 17, sê Paulus die volgende baie interessante ding. Hy sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Nou vriende, vir my as ek hierdie gedeelte lees, dan sien ek 2 dinge. Eerstens, verwys dit na my en jou identiteit. Ek en jy kry deur middel van die saligheid waarvoor ons gekies het en die vervulling deur die Heilige Gees, kry ek en jy 'n splinternuwe identiteit. Die ou sondige mens van die verlede bestaan nie meer nie. Ek en jy is 'n splinternuwe gebore kind van die Here, skoon gewas, vrygespreek van sy sondige verlede. Maar daarmee saam, as ek hierdie gedeelte lees, dan hoor ek ook iets rondom 'n praktiese en toepaslike wyse van 'n persoon se optrede. Wanneer jy Christus aanvaar het en wanneer jy met die Heilige Gees vervul het, behalwe dat jy 'n nuwe identiteit kry, jy as mens verander. Jy tree nie meer op soos die persoon wie jy aanvanklik was nie. Jou denke, hoe sê die skryf vir ons, waar begin verandering? Dit begin by jou denke. Jy laat die Here toe om jou denke te verander, om jou denke te vernuwe. En van daar af kom hierdie radikale verandering in jou woorde, in jou dade, in jou handelinge. Wat jy sê, wat jy doen, waar jy gaan. Jou hele lewenswyse word vernuwe en verander. En daarom as ons vanaand dan die vraag vra, maar hoe verander die Heilige Gees se mens se lewe, is die benadering wat ek wil volg. Nie 'n teoretiese benadering waarby ons op die ou ende wil uitkom en vir mekaar wil 'n stelling wil maak of 'n aanbeveling wil maak dat ons tog die Here moet toelaat om ons lewens te verander nie. Ons het dit in 'n redelike mate alreeds mekaar in hierdie reeks gesê. Vanaand wil ek eerder die fokus plaas op 'n meer praktiese wyse deur te gaan kyk, maar hoe is mense se lewens verander? Want deur te hoor hoe die Here mense se lewens in die geskiedenis verander het, sal dit vir my en vir jou dan ook as inspirasie dien om te kan besef, maar as dit met hulle kan gebeur, dan kan dit ook met my gebeur.
En dit so sal ons dan ook meer en meer motiveer om die Gees uit te nooi en ons te vra, roer ons, bly ons roer, sodat ons ook daardie selfde verandering in ons lewens kan ervaar. Nou voordat ons verder gaan, wil ek julle uitnooi. Dink gou vir 'n oomblik saam met my in julle verbeelding terug in julle lewens. Dink terug aan 'n tydperk of 'n oomblik in jou lewe wat jy iets in jou lewe betrek het, iets wat jy in jou lewe begin gebruik het, deel gemaak het van jou lewe, wat jou werk of jou lewe of jou gesondheid of hoe ook al, wat jou lewe net op 'n drastiese positiewe wyse kom verander het. Kan julle aan so iets dink? Wat net die manier hoe jy leef op 'n drastiese wyse kom verlig, verbeter, vergemaklik het. Dalk is dit 'n tegnologiese apparaat. Dalk is dit een of ander gereedskap in jou garage, waaroor jy na die tyd vir mense sê, weet jy, ek kan nie glo, ek het tot nou toe nog nooit die dinge gehad in my garage nie. Vandat ek dit het my lewe soveel vergemaklik en soveel verander. Dames, dalk is dit iets in die kombuis. Ek weet hierdie aircookers was op 'n tyd 'n groot ding. Almal het gesê, vandat ek 'n aircooker in my huis het, kan nie verstaan hoe dit die lewe vergemaklik nie, né? Dalk was dit nie soseer iets nie. Dalk was dit soseer iemand. Mense sal baie keer hoor, en ek self getuig ook baie keer, vandat my vrou en my kinders in my lewe is, sal ek sê, nou dat hulle in my lewe is, kan ek nie dink hoe ek ooit geleef voor hulle nie. Want hulle het my lewe so kom verander, so kom verbeter, so kom vernuwe. Nou 'n ander voorbeeld wat ek na kan verwys toe ek nou sit en dink aan iets prakties. Toe dink ek aan die horlosie wat ek dra. Julle weet almal dat ek 'n atleet is, 'n marathonatleet is. En in 2022 het ek vir die eerste keer begin om met 'n slim horlosie te hardloop. Nou die horlosie het ek toe nou daai tyd geleer, koppel met die satelliete, en dan kan hy nou 'n klomp verskillende aspekte van jou monitor terwyl jy hardloop. Hy kan vir jou sê hoe vinnig hardloop jy. Hy kan vir jou sê hoe ver hardloop jy. Hy kan vir jou sê hardloop jy opdraandes, hardloop jy afdraandes. Daarmee saam monitor hy jou asemhaling. Hy monitor jou suurstofvlak. Hy monitor jou asemhaling. Jou hartklop, alles word deur hierdie toestelletjie gemonitor. En ek kan nie vir julle verduidelik wat so ontsettende positiewe verskil het die keuse om hierdie horlosie te begin gebruik en deel te maak van my hardlopery, wat se verskil het dit in my lewe gemaak nie. Want voor hierdie horlosie, julle wou nie gesien het hoe ek gehardloop. Ek het gedurig gesukkel, te stadig begin, te vinnig gehardloop, te gou begin vinniger hardloop. En op die ou ene, die hardloop is te vinnig en die asemhaling is te hoog en die bene raak te gou, moeg en lam en op die ou ene kry ek nie my afstande gehardloop soos wat ek moes nie. Maar vandat ek hierdie horlosie gebruik het my hardlopery, my oefenry, het op 'n radikale wyse verander en verbeter. Dat ek vandag se tyd sê, ek weet nie hoe ek dit reg gekry om te hardloop sonder dat ek hierdie horlosie deel gemaak het van my oefenry nie. En so glo ek elkeen van ons wat hier sit, het iets wat ons ook na kan verwys. Dis dalk 'n fisiese voorwerp wat ons begin benut het, of dalk ter aansluiting by vanaand se tema, is dit iemand. Iemand wat ons betrek het in ons lewe, wat net 'n radikale positiewe verskil kom aanbring het. Nou as ons in Handelinge gaan lees, dan sien ons in die Handelinge van die Apostels, wat se invloed het die Heilige Gees op die volgelinge van Christus gehad, wat se transformerende effek het hulle vervulling in die lewens van die volgelinge van Christus gehad. Vandat hulle lewens oorgegee het aan die totale vervulling van die Heilige Gees, sien ons dat hulle heeltemal nuwe en ander mense geword het.
Hulle het meer en meer, al hoe dieper en sterker en fikser begin groei, nader aan die Here en al hoe dieper in hulle geloof. En vanaand wil ek vir julle vlugtig 3 voorbeelde uitlig, uit die boek Handelinge, van volgelinge van Christus, wie so 'n radikale verandering ondergaan het. Die eerste voorbeeld, kan 'n mens nie anderste as om by die disippels te begin nie. Die einste 12 of 11, hoe jy dit ook al wil stel, wat vir 3 jaar lank 'n pad saam met die Here gestap het en geleer het. Nou om hierdie drastiese verandering te sien, moet 'n mens net eers vir 'n oomblik inzoom op wie was hulle en hoe het hulle opgetree voor die uitstorting van die Heilige Gees. Ons lees dat hulle was bloot net normale, gewone mense gewees, en die meeste van hulle was primitiewe vissermanne gewees. Hulle was geensins geleerd nie, hulle was geensins as leierfigure in die samelewing beskou nie. Inteendeel, kom 'n mens baie keer by die gedagte dat deur die verloop van die evangelies, hulle was maar mense wat baie keer aangejaag het. Hulle het gedurig paniekerig geraak in tye van gevaar. Hulle het gedurig gesukkel om te snap, om te begryp wat Jesus hulle wou leer. Hulle het gedurig getwyfel in Jesus se krag, en hulle het gedurig getwyfel in hulle eie potensiaal wat hulle gehad het. By wonderwerke soos die vermeerdering van die brood en die vis, het hulle nie eers, toe Jesus daar was en dat hy hierdie paar broodjies vasgehou het, kon hulle nie tot daai besef kom, maar die Here kan hierdie bietjie gebruik en iets groots daarvan laat maak nie. Hulle het gesukkel om in wonderwerke en in die moontlikheid van wonderwerke te kan glo. Hulle was feitelik nooit deur die Here geprys en gekomplimenteer vir wat hulle gesê het en wat hulle gedoen het nie. Gedurig lees ons dat die Here moes hard met hulle praat. Hy moes hulle aanspreek, hy moes hulle reghelp, hy moes hulle teregwys. Hoeveel keer lees ons nie dat hulle dwaase stellings gemaak het nie? Hoeveel keer het Jesus hulle nie klein gelowig genoem nie? En dan hier na die einde toe, as ons begin kom hier by die tuin van Getsemane, hulle het geslaap toe hulle moes wakker bly, hulle het onder mekaar beklei oor wie is die belangrikste, hulle het weggehardloop en selfs al verhouding met Jesus ontken tydens sy arrestasie, en hulle het weggekruip tydens die kruisgebeure uit vrees vir die owerhede. Nou as 'n mens al hierdie aspekte hoor, dan kan jy nie by jouself dink dat dit die einste mense moet wees en sou wees wat later aan die steunpilare van die kerk sou vorm nie, wat die fondasie van die Christelike kerk later aan sou skep nie. Maar dan gebeur 'n wonderlike ding. Dan ontvang hulle die Heilige Gees. En dan gebeur daar iets in elkeen van hulle. Met eens lees ons dat hulle nie meer teruggeduins in die gesig van gevaar nie. Inteendeel, ons lees hulle het begin opstaan. En hulle het begin staan teen die einste mense wie hulle vroeër so gevrees het. Waar hulle woorde voorheen geken was as dwaase en lafhartige uitsprake, het daar nou 'n sterk en regverdige stellings oor hulle lippe begin vloei. En 'n pragtige voorbeeld hiervan vind ons in Handelinge 4 verse 19 en 20 waar Petrus en Johannes voor die Joodse raad staan en dan sê hulle die volgende. Hulle sê: "Julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat wat ons gesien het en oor wat ons gehoor het nie." Hoor julle die verskil? Bang, weg, hardlopende disippels voor die uitstorting wat nou hier voor 'n raad staan en sê: "Julle moet maar doen wat julle wil met ons. Ons gaan nie terugdeins in ons getuienis nie. Ons gaan nie terugdeins in dit wat ons gesien het en dit wat ons gehoor het nie. Ons gaan volhard daarbey. Julle moet maar maak met ons wat julle wil. Ons gaan nie ophou nie." Hulle was konstant gevul met vreugde.
selfs in tye van ernstige vervolging en lyding. Hulle het lewens geleef met 'n treffende getuienis oral waar hulle in die wêreld gegaan het. Onvermoeid het hulle aanhou werk. Nie net hulle vriende het hulle lief gehad nie, maar selfs hulle vyande het later aan hulle begin glo en die evangelie aangeneem. Hulle is getransformeer in mans wat bekend was op die ou ende vir hulle wysheid en hulle stabiliteit. En dit alles het gebeur weens die alleen invloed en beheer en vervulling van die Heilige Gees. Dis die eerste voorbeeld. Die tweede voorbeeld wat vir ons baie mooi geskets word in Handelinge, handel aangaande die eerste gemeente wat geskep is. Ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 43 tot 47, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Met eens is daar nie net 'n verandering in 'n enkele paar individue se lewens wat met eens anders te begin leef nie. Ons lees met eens dat die gemeenskap het verander. En hulle het hulle lewens begin aanpas. Nie meer volgens die ou sondige wêreld nie, maar hulle het begin leef vir Christus. Hulle het begin leef vervuld met die Gees. Met eens was aspekte soos naaste liefde en gemeenskapswerk en omgee vir mekaar en daar wees vir mekaar het opnuut net weer na vore gekom. Duisende, lees ons later aan, is bygevoeg tot die kerk. En waar die gemeente so verander het, lees ons later, en dit gaan ons nou die volgende aande wat kom sien, is daar geboorte gegee aan die gawes van die Gees, is daar geboorte gegee aan die vrug van die Gees, het mense vanuit 'n dankbaarheidsreaksie oor dit wat in hulle en met hulle gebeur het hulle die gawes en die vrug van die Gees begin toepas op mekaar. Bloot omdat hulle mekaar net meer en meer nog wou help om nader aan die Here te kom. Hoe smag ek dat so 'n herlewing in vandag se dae weer in die kerk gebeur. Ons het dit nodig, want ons leef in 'n wêreld waar mense al hoe meer wegbeweeg van die kerk, wegbeweeg van die Here, wegbeweeg van gee om na mekaar, eerder na ek kyk na my eie self. Hoe smag ek na so iets om weer te gebeur in ons wêreld? Weereens alleenlik deur die vervulling van die Heilige Gees. En dan derdens, 'n mens kan nie praat oor die verandering wat die Heilige Gees in mense bewerkstellig het en deur die boek Handelinge gaan sonder om nie te stop by Paulus nie. Want Paulus is sekerlik die individu wie se lewe op die mees radikale wyse ooit getransformeer is in 'n oogwink. Toe hy met Christus ontmoeting gekom het op die Damaskuspad en vervul is met die Heilige Gees. En om vir julle te skets, wil ek vir julle 2 gedeeltes lees van wie Saulus was en wie Saulus later Paulus dan geword het na sy bekering, na die vervulling van die Heilige Gees. Ons lees in Handelinge 8 begin die hoofstuk, ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Met ander woorde, hy het daar gestaan toe hulle vir Stefanus gestenig het. In sy oë was dit reg dat hulle hierdie man se lewe neem, op hierdie gruwelike wyse en hom met klippe doodgooi. Hy het so haat en so 'n wrok gehad vir Christene, dat dit was vir hom reg gewees as mense op so 'n gruwelike manier doodgemaak word, weens hulle getroue geloof in Christus. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur
Daardie dag het daar 'n ewige vervolging in die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Dit was sy taak. Hierdie wrok in hom. Het hy in die strate ingegaan, hy het in die gemeenskap ingegaan, hy het in die woonbuurte ingegaan en dit was sy doel en sy visie om die kerk te verwoes. Daar moet geen teken van die kerk oor wees nie. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Hy het hulle deure oopgeskop. Hy het hulle gegryp, hy het hulle uitgesleep. As hy het nie gedoen het nie, het hy vir die soldate opdrag gegee, vat hulle en trek hulle uit. Reguit tronk toe. Onskuldige mense. Lyfstraf. Ek weet nie wat alles nog aan hulle gedoen is nie. Dis wie hy was. Dis hoe hy opgetree het. Dis die tipe vrees wat hy in die vroeë kerk se volgelinge ingedryf het. Handelinge 9. Intussen het Saulus, hoor nou wat hy nou beskryf, nê? Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. 'n Besetene. Hy het sy kop begin verloor. So gedryf was hy deur hierdie haat vir die Christene. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. So Jerusalem was nie eens vir hom goed genoeg nie. Hy het begin al hoe weier kring en al hoe verder het hy hulle gaan soek en gaan haal en teruggebring tronk toe om sleg te behandel. Maar dan lees ons gebeur die gebeure op die Damaskuspad. En ek dink daar's soveel plekke in Paulus se briewe waar 'n mens kan 'n getuienis gaan lees van die effek wat die Heilige Gees in sy lewe gehad het, die verandering wat die Heilige Gees in sy lewe tuis gebring het. Ek het vroeër vanaand het ek selfs gaan sit en kyk na Handelinge hoofstuk 22 waar hy voor die raad ook 'n getuienis lewer en sy bekeringsverhaal aan hulle probeer skets en hoe hulle kwaad geraak het vir hierdie bekeringsverhaal wat hy vir hulle vertel. Maar op die ou einde, as ek 'n gedeelte moet kies vanaand wat ek dink sy getuienis hierdie verandering, hierdie radikale verandering van hom die mooiste opsom, is dit in 1 Timoteus 1 verse 12 tot 17 waar hy sê. En nou skryf hy vir die jonge Timoteus. Hy sê vir hom: teenoor Christus Jesus, ons Here, is ek dankbaar. Hy het my krag gegee om my betroubaar te ag, om my in sy diens te stel. Al het ek hom voorheen belaster, vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my, omdat ek in my ongeloof nie geweet het wat ek doen nie. Ons Here het my oorlaai met sy genade en met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Hoor hierdie mooi skuldbelydenis en erkenning. Van hulle is ek die grootste. Maar juist daarom was God my genadig, sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon, en ek 'n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in hom sou glo, om die ewige lewe te verkry. Aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Hoor julle die impak van die Heilige Gees? Hoor julle die vervulling van die Heilige Gees? Hoor julle die verandering, die transformasie wat by hom gebeur het? Die Here het hom so kom aanraak, die Gees het hom so kom aanraak, dat daai gedeeltes wat ons vroeër gelees het, die mens wie hy was,
Daai identiteit het 'n totale ommekeer gekry. En die manier, hy het nou nie meer van huis tot huis gegaan en van dorp tot dorp gegaan om mense uit te sleep en in die tronk te gooi nie. Hy het nou van huis tot huis gegaan, van dorp tot dorp gegaan om mense na die Here toe te lei. Ek het nou eendag 'n interessante statistiek gehoor. Hulle beweer Paulus het met sy 3 sendingsreise tussen 12 en 16.000 kilometer geloop met die woord. En dit het gebeur weens die vervulling van die Heilige Gees. Met eens klink Comrades nie meer so ver nie, nê. 16.000 kilometer het hy geloop. En dit bring my dan by die laaste skyfie op die skerm vanaand. Ek het 'n spesifieke foto opgesit van 'n man wat hier op die rand van 'n kraan sit en hy kyk uit en hy's besig met self-evaluasie. Wat van ek en jy? Wat 'n voorbeeld, wat 'n getuienis kan ek en jy vanaand bydra tot dit wat ons hier lees in Handelinge? Kan ek en jy, wanneer ons eie lewe ondersoek, wanneer ons terugreflekteer oor ons lewe tot nou toe, kan ons eerstens duidelik sien dat die Heilige Gees in ons werksaam is? Ons sê, ons is kinders van die Here. Maar wys ons lewens dit? As ons naastes moet vra om 'n getuienis oor ons optrede te lewer, sal hulle kan getuig en kan sê, weet jy wat, in hom of haar sien ek duidelik die werking, die vervulling van die Heilige Gees. Ek sien by hulle hoe die Here hulle op 'n daaglikse basis bly roer. Ek sien hoe hulle belydenis ook oorvloei in hulle lewenswyse, in hulle dade en in hulle woorde. Kan mense dit in ons sien? Kan ons getuig, kan ons wys dat ons lewens, wys dat ons met deur die Gees vervuld is? Want onthou, ons het vir mekaar gesê, jy kan gevul wees met die Gees, maar nie noodwendig vervul nie. En nie almal wat sê, Here, Here, het noodwendig al deel in die koninkryk van die Here nie. Want nie almal wat met die kennis en die verstand sit, het dalk al die besluit gemaak dat dit moet oorvloei na die hart toe nie. Daarom, hoe verander die Heilige Gees se mense lewe? Ek wil terugkom na die beeld van hierdie horlosie. Verandering kom wanneer jy die keuse maak om hierdie horlosie te begin gebruik. Verandering begin wanneer jy die keuse maak om hierdie horlosie in jou arm vas te sit. Dit deel te maak van wie jy is. Verandering begin wanneer jy hierdie horlosie begin monitor, wanneer jy besig is, wanneer jy hardloop, die heeltyd te kyk op hom. Doen ek dit reg? As hy sê ek is te vinnig of ek is te stadig, dat ek aanpas. Dit is dieselfde met die Gees. Hoe word ek deur die Gees verander? Ek begin hom benut. Ek begin toelaat dat hy my monitor en ek begin luister na die resultate wat na vore kom en ek begin aanpas daar waar nodig is. En daarmee sluit ek af met die versoek. Gaan vanaand of môre, wanneer jy 'n kansie kry, en gaan sit soos daai persoon elders, jy en die Here, en vra vir hom, Here, dien ek op hierdie stadium as 'n getuie van U? Dien ek op hierdie stadium as 'n vervulde volgeling van Christus? Indien ja, prys hom daarvoor. Dis 'n wonderlik. Indien nie, vra dat sy Gees nog meer in jou sal werk. Dat jy op so 'n manier nog 'n kragtiger, opbouende en positiewe verskil kan maak, nie net in jou eie lewe nie,
maar in die mense rondom jou, want almal van ons wat hier sit, het iemand wat opkyk na ons. Vir wie ons probeer help deur die lewe, vir wie ons probeer dra deur die lewe. Ons het nodig om meer en meer soos geesvervulde mense te leef. Ek kyk vandag maar weer eens wat gaan aan tussen Israel en Iran. Dis maar een voorbeeld. Amen. Here, vanaand wil ons nie net meer vassteek by teorie nie. Vanaand wil ons nie net meer praat oor die stelling of die aanbeveling dat ons onsself moet vervul met die Heilige Gees nie. Vanaand wil ons dit prakties toepas. En ons wil vra, Here, laat dit gebeur in die naam van Christus. Laat U Gees nie net oor ons kom nie, maar ook binne in ons. Kom verander nie net ons identiteit nie, maar laat ons handelinge, net soos die disippels, net soos die vroeë kerk, net soos Paulus van hier af voortaan opnuut daardeur getransformeer word. Dat ons in alles wat ons doen en oral waar ons gaan, as geesvervulde volgelinge van U sal optree. Seën ons asseblief waar ons terugkeer ook na ons huise, die nuwe dag wat môre op ons wag, met al sy uitdagings, mag ons ook daar, in alles en deur alles as U disipel, as U apostel optree. Ons dink aan ons siekes, met wie dit swaar gaan, wat die rede ook mag wees, medies, sielkundig, fisies. Mag U hand ook oor hulle wees. Seën asseblief ons gemeente, seën asseblief elke lidmaat. Help ons om meer soos die eerste gemeente te wees. Mense wat nie op hulle self gerig is nie, op hulle self fokus nie, maar wat omgee en daar is vir mekaar. Wie meer en meer daarna sal streef om mekaar se belange op die hart te dra. Seën ook asseblief die sop en die brood wat ons hierna gaan geniet. Ons bid dit in U naam. Amen.